Dankie dat ons allemaal hier is, dankie dat ons teenwoordigheid hier is, dankie Here vir die teenwoordigheid hier, tussen ons en saam met ons, by ons, in ons en deur ons. Ons sê ook dankie Vader vir die geleentheid wat ons het vandag, om Andrei te groot te doop, as ek het so kan sê. Om Andrei, dit is 'n stap van geloof, wat 'n mens vat, wat jy 'n vernuwing van jou geloof, as ek dit op so 'n manier kan sê. Want dis 'n publieke verklaring van jou geloof voor getuies. Ja. En ons gaan hierdie op YouTube ook laai. Net soos dat ons die preke oplaai, gaan ons hierdie ook oplaai. Want dis belangrik vir mense om te sien dat dit nog gebeur en nog geskied het en dat dit nog aangaan. Die biblikale waardes van dit. So, toe ek by hom Andrei gaan kuier het, om met hom te bespreek, was daar 'n paar vragies wat ek vir hom gevra het. Ek gaan vandag weer vir hom so 4 vragies vra, wanneer ons in die water ingaan. Die grootste vraag wat ek het, of wat ek gevra het, is hoekom wil 'n mens doop? Om watter rede? Vir wat? Dit gaan nie net om rede die Bybel so sê nie. Ja, die Bybel sê so, dit is reg. Dis een van Jesus se grootste commandments wat hy gegee het vir sy disippels. Gaan uit, gaan uit en maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maak hulle disippels en stuur hulle uit in die wêreld. So, die rede hoekom ons eintlik doop is om nuwe lewe in Christus te simboliseer, om eenheid met Jesus se dood en opstanding te verteenwoordig, 'n gelowige se transformasie en toewyding om 'n Christus gesentreerde lewe te lei, om sondes af te was en 'n geloofsbevestiging. Dit simboliseer dat mens dood was en lewend word in Christus Jesus. En Auntie Carol, if you don't understand, tell me, I'll tell you in English. It's fine. Especially when it comes to the verses, want hier's 'n paar verse wat ek hier gaan, wat ek uit die woord uitgetrek het, uittreksels. So, wat God se woord oor die doop sê, is Matteus 28 vers 19-20, gaan dan heen en leer al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle ook al beveel het, en kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Amen. Markus 1 vers 4-5, Johannes het wel in die woestyn gedoop en die doop van bekering tot vergewing van sondes verkondig. En die hele land Judea en hulle van Jerusalem het na hom uitgegaan. En hulle is almal deur hom in die Jordaanrivier gedoop terwyl hulle sondes bely. So, Andrei, jy doen ons jou groot doop. So dit is 'n belydenisdoop en dit is 'n geloofsbevestigingsdoop, wat ons vir ons vandag doen. Handelinge 2 vers 38-41, toe sê Petrus vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte is vir julle en aan julle kinders en aan almal wat ver is, selfs almal as wat die Here ons God sal roep. En met baie ander woorde het hy getuig en vermaan en gesê, red julle uit hierdie slegte geslag. Toe is die wat sy woord met blydskap aangeneem het, gedoop, en op dieselfde dag is omtrent 3000 siele by hulle gevoeg. Dis die dag toe die 12 disippels gedoop was met die Heilige Gees, wat die 3000 bygevoeg was. Net so by the way, just for the record. Handelinge 22 vers 16, en nou waarom vertoef jy, staan op en laat jy doop en was jou sondes af, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Romeine 6 vers 3 en 4, weet julle nie, dat so baie van ons, wat in Jesus Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Daarom is ons saam met hom begrawe, en deur die doop in die dood, soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. En die laaste
twee versies wat ek gaan lees is Johannes 3 vers 5 tot 7. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet wedergebore word nie. En hier het Jesus met Nicodemus gepraat oor die doop, en Nicodemus was baie de mekaar, want hy was geïndoktrineer deur al die ou tradisies. En ons is maar bly dat Nicodemus op die einde van die dag ook daar was vir Jesus. Om André, kom kan maar hier langs my kom staan. As hom nie omgee op kamera te wees. Okay. Ek wil vir hom nou die 4 vragies vra. En ons gaan dit nou nie daar binne in die water doen nie. Ons gaan dit sommer hier buite doen. Het is moeilik om die notebook so toe te vat, want jy kan nie onthou nie. Ja, nee, ek kan nie alles onthou, nie altyd nie. Nou om André, glo jy dat Jesus Christus die Messias, die soewereine Messias, verlosser en saligmaker is? Definitief ja. Bely jy dat Jesus vir jou sondes gesterf het? Ek bely dat hy vir my sondes gesterf het. Bely jy dat Jesus tot volmaaktheid gebring het, als tot volmaaktheid gebring het om jou te red uit die ewige dood? Ja. En glo jy deur die doop jou sondes afgewas is en dat die ou mens afsterwe en dat jy 'n nuwe mens is in Christus? Ja. Dan is dit my wonderlike voorreg om jou nou in die water in te vat. Ja. So waar nie hom. Ek sal jou nie te lank onderhou nie. Net wanneer die babbeltjies ophou, dan sal ek hom weer ophou. Dis lekker. Eerste keer wat die oedoos in die water is. Die water is daarom nie te koud nie. Nee, hy As ons 'n bietjie dieper gaan, ons kan nie so lekker buig nie. ja. Okay, kom André. Ons sal vir my so. Of so of neus toe. Nee, dis is nog. Dis nie so reg. Ja. Okay. Volgens oom se belydenis en oom het al belydenis van geloof ook gedoen, is dit my wonderlike voorreg om jou te doop in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. I present to you André Miller, New Creation in Christ. Verby nie kan nie. Haal bietjie daar, Pieter. Ek gaan sommer nou toe. Ek weet nie. En soos ons gebruik is, soos ons nog altyd doen, as daar nog iemand is, die water is lekker. Dis nou so my Kom, join my.